Broeders en susters, kom ons blaai saam na 2 Timoteus 3 vers 1 tot 17. Dit is die skriflesing vir vanmôre. Die fokusverse is vers 14 en 16. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Keer jy ook van hierdie mense af. Want uit hulle is die wat in die huise insluip en arme vroue gevange neem, wat met sondes belaai is en deur allerlei begeerlikhede gedryf word, wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kom nie. En net soos Jannes en Jambres Moses teëgestaan het, so staan ook hierdie mense die waarheid teë. Mense verdorwe in die verstand, onbetroubaar ten opsigte van die geloof. Maar hulle sal nie verder voortgaan nie, want hulle dwaasheid sal vir almal duidelik wees, soos ook die van daardie manne geword het. Maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid, vervolginge, lyding, soos my te beurt geval het in Antiochie, in Ikonium, in Lystra. Watter vervolging het ek nie al verdra nie? En die Here het my uit almal verlos. En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word. Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit gehoor het. En dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke werk volkome toegerus. Kom ons lees weer saam vers 14 en 16 as die fokusverse. Vers 14: Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. Vers 16: Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Broeders en susters in Christus, die tema van die prediking is, die hele Skrif is deur God ingegee. Bly jy in wat jy geleer het? Dit is ook die 2 punte van die prediking. Eerstens, die hele Skrif is deur God ingegee. En tweedens, bly jy in wat jy geleer het. Die konteks van hierdie brief is geweldig belangrik. Die Here Jesus het die koninkryk deur sy geboorte, lyding, sterwe en opstanding gebring. Daarna het die apostels die koninkryk uitgebrei deur die verkondiging van die evangelie van Christus. Daarna het die evangeliste die koninkryk in georganiseerde gemeentes gevestig. En nou lewe ons, nadat hierdie fondasie gestel is, en ons moet dit wat vir ons gegee is, behou. Ons kan dit as 3 generasies verstaan. Die eerste generasie gelowiges in die Nuwe Testament was hulle wat deur die verkondiging van die apostels tot geloof gebring is. Paulus was so 'n apostel. Christus het self aan hom verskyn.
self aan hom die evangelie bekend gemaak en self vir hom gestuur om die evangelie aan die heidenvolke te verkondig. Gedurende hierdie tyd het God deur middel van wonderwerke, soos profesie, praat in tale, genesing, geestelike liedere, sy koninkryk uitgebrei. Gedurende die tweede generasie van gelowiges was die hooffokus om die koninkryk in 'n orde in gemeentes te vestig. In die brief 1 Timoteus skryf Paulus vir Timoteus, wat 'n evangelis was, om die ampte in die gemeente, die ampte van ouderling en diaken, vas te lê. Die wonderwerke het hier begin verminder en die gemeente het meer standvastigheid begin kry. Maar nou is ons in die tydperk vanaf die derde generasie gelowiges tot by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Die wonderwerke is nou heeltemal afgehandel. Die struktuur van die gemeente is permanent en vasgelê en die hele heilige skrif is voltooi, is vir ons gegee. En God spreek nou met ons deur sy woord. Dit is die laaste dae waaroor Paulus in 3 vers 1 skryf. Hoe skryf Paulus oor hierdie laaste dae? Hoe teken hy? Swaar tye. Swaar tye. Gevaarlik. Bedreigend. Uitdagend. Dink logies hieroor. Die koninkryk is in gemeentes gevestig. Dit het nou 'n meer permanente, blywende karakter en dit moet deur die eeue staande bly. Met ander woorde, die kerk sal in kontak kom met die ontwikkelende wêreld. Ons sal blootgestel word aan allerlei dwaalleer en vervolging. Dit is te midde van hierdie omstandighede wat ons die eerste punt van die prediking aantref, dat die hele skrif deur God ingegee is. Soos wat Paulus hierdie brief vir Timoteus skryf, is die Heilige Skrif besig om voltooi te word. Want God het ook vir Paulus hierdie woorde ingegee. Ook Paulus se woorde is die woord van God. Maar vir ons wat in die tydperk lewe tussen die derde gelowiges tot by die wederkoms van ons Here Jesus, is die Heilige Skrif afgehandel. Dis voltooi. En die hele skrif is heilig. Die hele skrif is vir ons gegee. Dit is afgesluit. En elke woord kom van God. Daar staan letterlik dat dit deur God geasem is. En vir die jong kinders hier vanoggend, hoe moet ons dit verstaan? Ons kan eenvoudig verstaan dat God praat met ons deur sy woord, deur die Bybel. En jy kan na God toe gaan met enige van jou geloofsvrae, want sy woord is genoeg. Te midde van die laaste dae behou God sy koninkryk deur sy kerk wat na sy woord luister. In vers 16 lees ons hoe nuttig God se woord vir ons vandag is. God leer vir ons deur sy woord wie hy is en wat sy wil is. Ons moet dwaalleer weerlê deur God se woord. Wanneer ons in sonde val, wys God ons deur sy woord reg. En God voed ons op deur sy woord om meer heilig en gehoorsaam te wees. God gee vir ons sy woord om te gebruik, om ons toe te rus, om sy koninkryk te behou en teen die sondige wêreld te stry. Alles tot eer en verheerliking van sy naam en tot die behoud van sy koninkryk. God openbaar of maak bekend sy wysheid en sy goedheid. Hy is ons Vader, wat vir ons alles gee wat ons benodig om hom te ken en om vir sy koninkryk te stry. Maar hierdie stryd is nie 'n maklike stryd nie, broeders en susters. In vers 11 skryf Paulus dat hy alle tipe vervolgings ervaar het. Alle tipe vervolgings. En dit sluit nie vir ons uit nie. In die volgende vers skryf hy, en almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. Ons almal hier sal vervolg word as ons in gemeenskap met die Here Jesus belewe. Hoe lyk hierdie stryd waarin ons betrokke is? In God se woord openbaar hy vir ons dat daar 2 groepe is. Hulle wat vir God liefhet, sy woord liefhet, en hulle wat hulle self liefhet. Hulle wat vir God liefhet, luister na sy woord
en behou sy koninkryk. Maar hulle wat vir hulle self liefhet, luister nie na God se woord. Trouwens, hulle staan teen die koninkryk van God. Hierdie teenstand het nie begin in die laaste dae. Dit was reeds daar in die eerste dae. Ons lees dit in die teks, in die dae van Moses, wat die towenaars Israel verlei om nie in God te glo nie, maar heidense afgode. Hulle wou Israel verlei om slawe van die Egiptenaars te word. Vandag is daar steeds teenstanders, maar hulle het afgode van hulle self gemaak. Hulle is lief vir hulle self, vir hulle sondes, en die duiwel verlei hulle om slawe van hierdie sonde te wees. Hulle wil ons ook verlei om in ons sondes te bly. Hulle is veral gevaarlik vir mense wat jonk in die geloof is, wat sopas moes gebreek het met 'n goddelose leefstyl. Die fokus word dus geskuif vanaf God se stem na die duiwel se stem. Vanaf die woord van God na ons selfsugtige sondes. Dalk dink jy vanoggend dit is bietjie van 'n oordrywing, dit is bietjie ekstreem. Daar is dan soveel lieflike en mooi mense. Maar Paulus skryf in vers 5 presies van hierdie mense wat 'n gedaante van God saligheid het, maar die krag daarvan verloor het. Dit is mense in die kerk, mense wat hulle self Christene noem, maar wat nie die krag van God ken. Hulle misbruik die woord van God om hulle self te dien ten koste van God se eer en die behoud van hulle naaste. Paulus skryf in vers 2 tot 4 hoe hulle al die 10 gebooie verbreek tot hulle eie bevordering. In plaas daarvan dat hulle net vir God aanbid hulle self, afgode van selfverheerliking en rykdom. In plaas daarvan dat hulle God se naam eer en sy woord heilig hou, wil hulle 'n bespotting daarvan maak in die naam van die duiwel. Dit geld ook vir die tweede tafel van die wet. Daar is nie 'n liefde vir toesighouers, vir ouers nie, maar 'n magsbeheerder. Daar is nie 'n besorgdheid oor ons naaste se naam en eer nie, maar eerder 'n strewe om beter te wees en in die proses ons naaste heeltemal te vertrap en af te breek. Beproef en beoordeel die mense in jou lewe. Is hulle lief vir God of lief vir hulle self? As hulle vir God teenstaan, sal hulle jou ook teenstaan. Paulus skryf dat ons van sulke mense pad gee. Maar solank ons God se woord liefhet, hoef ons nie vir hulle te vrees nie. In vers 9 lees ons dat hulle dwaalleer sal kom en gaan. Dit sal nooit stand hou nie. En ons ken dit tog vanuit die geskiedenis. Die humanisme het gekom en gegaan. Die swart bevrydingsteologie het gekom en dit het gegaan. Die feminisme kom en dit gaan. Hoe behoort ons te reageer op die feit dat die hele skrif deur God ingegee is? Dit bring ons na die tweede punt van die prediking. Vers 14. Die antwoord is helder en duidelik, broeders en susters. Bly jy in wat jy geleer het? Wat 'n treffende antwoord. Duidelik, helder, bondig, maar so betekenisvol. Dit gaan heeltemal teen die huidige tydsgees. 'n Tyd waarin ons gesê word dat ons moet aanpas om by te bly, nuwe dinge moet doen, dat ons alles moet gebruik tot ons eie bevoordeling. Ja, selfs God se woord. Maar God sê vir ons vanoggend in sy woord iets heeltemal anders. Hy sê vir ons net om te bly in sy woord. Sy koninkryk het gekom, dit is uitgebrei, dit is bevestig, en nou moet ons dit behou. God regeer nie oor sy koninkryk deur nuwe dinge te doen, deur ons eie selfsugtige ambisie of ons strewe na sukses nie. Hy regeer oor sy koninkryk deur sy woord wat tot sy kerk spreek. Prakties lyk dit as volg. Soos wat die mensdom meer lief word vir hulle self, moet ons lief bly vir God. Soos wat sektes dwaalleer verkondig, moet ons dit deur God se woord weerlê. Soos daar nuwe kwessies en omstandighede verskyn, moet ons dit opnuut deur God se woord aanspreek. In alles
moet ons bly in wat God in sy woord sê. Dit is radikaal. Die koninkryk beweeg vorentoe deur te bly in God se woord. Vorentoe deur te bly. Maar let noukeurig op vers 16, op een woordjie. Daar staan nie geskrywe bly by wat jy geleer het nie, maar bly in wat jy geleer het. Wat is die verskil? Bly by beteken om terug te gaan, stil te staan, te stagneer by een ou ding. Maar om te bly in iets verwys na 'n hegte gemeenskap met iets, 'n verbintenis. Hegte gemeenskap. En hierdie gemeenskap verwys na Christus. Jesus Christus is God se woord. God se woord wat God self is, het die menslike natuur aangeneem om vir ons te wys, te openbaar wie God is en wat sy wil vir ons is. Christus beveel vir ons om in hom te bly, om in gemeenskap met sy liefde te bly. Christus het ons met die liefde van God liefgehad. God is so lief vir sy uitverkorenes, dat hy sy enige gebore seun vir hulle oorgegee. En Christus het sy lewe vir ons oorgegee. Hy het nie sy eie lewe geag nie. Hy het homself oorgegee om aan die kruis vasgespijker te word, ter wille van ons redding. Hy betaal ons skuld met sy kosbare bloed. Alles uit genade, uit liefde. Christus het ook sy Vader in die hemele met 'n volkome liefde liefgehad. Hy het in sy Vader se liefde gebly. Hy het al sy gebooie bewaar. Nie die leuns nie, maar die waarheid. Nie soos die Fariseërs wat hulle eie saak wou bevorder nie, hulle was soos die towenaars wat teen God se woord gestaan het om hulle self baie regverdig en godvreesend te laat word. Ja, hulle het God se woord misbruik om hulle self regverdig en heilig te laat lyk. Maar Christus het nie sy eie eer gesoek nie. Hy was lief vir God, sy Vader, en hy het by sy woord gebly. Paulus skryf op 'n treffende wyse in vers 15 hoe ons in Christus bly. Hy het eers in vers 14 geskrywe dat Timoteus moet bly in wat hy geleer het. Maar dan gaan hy verder in vers 15. Deur te sê dat die Heilige Skrifte vir hom kan wys maak deur die geloof in Christus. Die Heilige Skrif wys na Christus en dit maak vir ons wys. Timoteus sou dit verstaan het. Hy was van kleins af deur sy Joodse ouma en moeder oor die beloofde Christus en God se wysheid geleer. Hy moes glo en wag op die verlosser wat sou kom. En dan moes hy uit dankbaarheid God se 10 gebooie uitleef. En dit is uiteindelik vervul in Christus. Die apostels het dit verkondig. En hy het deur die genade tot geloof gekom. Dit is presies wat elkeen van ons moet. Ons moet vertrou op Christus se liefde vir ons. En ons moet liefde vir God en ons naaste uitleef. Maar dit kan ons hoegenaamd nie vanuit onsself doen. Liefdevolle gemeenskap met God is geestelik. God is gees. En ons sondige vlees wil maar net in homself bly, in sy eie sondes. Daarom moet ons deur die Heilige Gees nuut gemaak word, vrygemaak word van die sondeslawerny. Die Heilige Gees maak ons weergebore om in Christus te glo. En sodoende stel hy ons in gemeenskap met die opgewekte Christus. Ons is as nuwe mense saam met Christus opgewek. Hoe kosbaar. Die Heilige Gees laat ons vanoggend opnuut besef hoe lief Christus vir ons is. Hy het sy lewe vir jou oorgegee. Hy het jou prys betaal op die kruis. Besef opnuut hoe groot sy liefde vir jou is. Hy gee dit alles uit genade vir jou. Alles wat jy nooit vanuit jouself kon verdien. En ons moet God dank daarvoor, broeders en susters. Die Gees maak ons dankbaar. As hy ons nuut maak, maak ons dankbaar vir God se verlossing. Hy laat ons die genade wat ons ontvang het, ook met ons naaste deel. Onthou nou, die Heilige Gees verbind ons aan Christus, die opgewekte Christus. Ons is in gemeenskap met die koning wat die dood, die sonde en die duiwel oorwin het.
En hierdie koning woon ook in gemeenskap met ons deur sy Gees. Hy heers oor ons lewens. Hy stel ons in staat om oor die sonde, oor ons selfbeheptheid te heers. Ons word heilig gemaak en gevorm na die beeld van ons koning. Sodoende gebruik ons nie meer die 10 gebooie om te sondig en onsself te dien, maar om uit dankbaarheid vir God en ons naaste te dien, vir al God se genade. Ons het liefde ontvang en ons wil liefde gee. Al is dit 'n lang en 'n stadige proses van heiligmaking en daaglikse stryd teen die vlees. Maar ons streef nie meer daarna om slawe van afgode te wees nie. Ons streef daarna om vrygemaak te lewe en God alleen te dien. Ons streef nie meer om slawe van die duiwel te wees wat God se naam bespot nie, maar om God se naam te eer en te verheerlik. Dit gaan nie meer vir ons oor ons eie mag nie, maar oor eerbied vir ons toesighouders. Dit gaan nie meer vir ons oor ons eie bevoordeling ten koste van ons naaste nie, maar die beskerming en die diensbaarheid van ons naaste se eer en ons naaste se naam. Ons het soveel liefde ontvang en nou moet ons liefde uit dankbaarheid uitleef. God het die hele skrif vir ons gegee. Dis 'n openbaring van sy liefde vir ons in Christus. En ons moet daarin bly. Ons moet liefde vir God en ons naaste uitleef. Nou broeders en susters, wat het hierdie teks te doen met 'n nuwe jaar wat aangebreek het? Wel, die term nuwe jaar is eintlik reeds 'n bietjie misleidend. Dit is mos nie 'n tyd van totaal nuwe omstandighede, totaal nuwe probleme, totaal nuwe gedagtes nie. Dit is nog 'n jaar. Nog 'n jaar in die laaste dae. Nog 'n jaar waar mense meer lief is vir hulself as vir God. Nog 'n jaar waar ons moet bly in God se woord. Een van die groot sogenaamde probleme vir hierdie jaar is dalende lidmaatskap. Kerke wat verklein. Maar dit is nie 'n totaal nuwe probleem waarvoor ons 'n totaal nuwe oplossing benodig het. Mense bly nie weg van die kerk af omdat hulle nie mense bly nie weg van die kerk af omdat hulle nie van die kerke weet nie. Hulle bly weg omdat hulle eerder 'n gemeenskap buite God wil hê as binne in God, in sy woord. Meer lief vir onsself as vir God. Ons hoef dus nie uit te gaan en sendingwerk die hele tyd te doen. Dit kan nie ons hooffokus wees nie. Dit is belangrik, maar dit is nie ons hooffokus nie. Die apostels het die koninkryk uitgebrei. Mense verlaat ook nie die kerk omdat ons te konservatief of te oudmodies is nie. Hulle verlaat dit omdat hulle eers eerder na die stem van hulle sonde wil luister as na God se woord. Weereens, ons fokus moenie wees om die ampte of die orde in die gemeente te verander nie. Die evangeliste het dit reeds vasgelê en dis hier om te bly. Ons lewe in die laaste dae. Ons werk is om die koninkryk te behou deur God se genade, om in sy woord te bly. 'n goddelose wêreld wat lief is vir hulself, benodig nie nuwe idees nie, nuwe gemeenteplanne en modelle nie. Hulle benodig God se woord. Hulle benodig die liefde van Christus, broodnodig. En die enigste manier hoe 'n wêreld wat nie vir God liefhet nie, deur die genade vir God kan liefhet, is om te hoor hoe lief hy vir hulle het in Christus. Dat Christus sy lewe vir die uitverkorenes gegee het. Hoe wonderlik is dit nie? Ons verantwoordelikheid is om te bly in die liefde van Christus en om daardie liefde aan ander te bedien, soos God in sy 10 gebooie vir ons wys. Gaan voort om die erediens by te woon. Gaan voort om te lewe vir die verkondiging van die evangelie. Bly in die hele skrif wat deur God ingegee is. Aan hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, kom toe die eer en heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemele is, ons dank U vir U woord wat vanoggend weer opnuut tot ons spreek. Dat U vir ons 'n bevel en 'n opdrag gee om die koninkryk te behou en te bewaar. Hoe wonderlik is dit nie om te weet dat ons 'n roeping het, 'n rol het, 'n verantwoordelikheid het
oral waar ons gaan. Ons vra vir vergifnis wanneer ons nie na U woord luister nie, maar na onsself, na ons eie sondige begeertes. Wanneer ons U woord gebruik om onsself te dien, en wanneer ons nie fokus op wat werklik die probleem is. Ons het die evangelie elke week nodig, om te weet dat ons sondaars is wat begeer om onsself te dien. En ons moet elke week die evangelie hoor, om te hoor hoe lief U vir ons het, dat ons hierdie liefde kan deel met ander. Wil U vir ons hierdie week lei deur die genadige werking van die Gees, om in U woord te bly, in U liefde, U genade te bly, en om liefde vir ons naaste te dien. Ons bid dit in die naam van ons enigste verlosser, ons Here Jesus Christus. Amen.